Welkom vir julle. Hierdie is ons tweede gesprek, ons tweede sessie. In ons eerste sessie gaan ek net die lyne optel. Het ons gepraat oor narratiewe terapie en wat narratiewe terapie is. Dit is eintlik die verstaan van lewe deur stories. Met ander woorde, die verstaan van my eie lewe en van ons lewens deur stories. Elke persoon het verskillende stories in sy lewe. Dan maar watter stoel jy op sit. Ek het 'n storie as pa van my kinders, ek het 'n storie as 'n predikant van 'n gemeente, ek het 'n storie as 'n bestuurder, hoe my bestuursvernuf is of nie. Daar's 'n hele reeks stories in 'n mens se lewe. En soms word van daardie stories problematies. Wat gebeur wanneer 'n storie problematies is 'n persoon begin om te fokus op 'n bepaalde storie. En daardie storie, daar's niks positief van hom nie. En hy word uiteindelik uitgelig asof dit die enigste storie in jou lewe is. Daarom praat ons eintlik van 'n probleemdeurdrenkte storie. En nou ja, 'n mens se lewe bestaan uit klomp stories. As jy 50 jaar oud is en ek vra vertel jou lewensverhaal en jy los niks uit nie, dan gaan dit 50 jaar vat. Nou vat jy 15 minute, so watter 15 minute lig jy uit? En as jy 'n probleem het, dan sal jy as 'n terapeut baie gou agterkom wat is die probleem deurdrenkte verhaal. 'n mens moet verstaan dat jy baie stories gelyktydig lewe, maar dat 'n probleem deurdrenkte verhaal al die ander stories begin oorheers. En stories bepaal uiteindelik 'n mens se lewe. Stories het 'n sosiale konteks waarin ons lewe. As jy in 'n kultuur groot raak waar mans die dominante figure is en vrouens maar net onderdanig moet wees, dan kan jy mos nou sien wat se implikasies dit in 'n mens se lewe sou kon hê. Stories in 'n terapeutiese konteks, as jy as 'n terapeut begin luister na die stories, dan kom jy agter dat 'n probleem deurdrenkte storie beskrywings van lewens veroorsaak. Met ander woorde, jou lewe word in daardie vorm beskryf. Eilvorm is 'n enkele spesifieke ding waarop jy die hele tyd fokus. Sê nou maar ek sê ek is 'n slegte bestuurder, dan oorheers dit later my lewe so dat ek nie eers meer in 'n kar wil klim om te bestuur nie. En daai beskrywings maak dat ek aan niks anders dink behalwe aan my swak bestuursvernuf nie. En dit het 'n geweldige effek op al my verhoudings en in alles waarin ek besig is. Aan die ander kant sou daar ook alternatiewe stories wees, en daai alternatiewe stories is iets waarna 'n terapeut soek. Hy wil juist soek na stories wat anders is as die storie wat 'n beskrywing het van 'n persoon se probleem. Daardie beskrywings word geïnternaliseer. Met ander woorde, dis hoe die persoon oor homself dink. En daarom moet ons probeer om hierdie denkpatrone geskuif te kry, en daarom praat ons van eksternaliserende gesprekke. Eksternaliserende gesprek is 'n gesprek waarin jy die probleem uit die persoon uithaal. Jy gaan vanuit 'n uitgangspunt wat sê die probleem is die probleem, die persoon is die persoon is nie die probleem nie. So Ben is Ben, die probleem is die probleem, Ben is nie die probleem nie. As jy daai uitgangspunt het, dan het jy 'n vertrekpunt waarin die persoon homself teenoor die probleem kan stel en homself nie as die probleem sien nie. Daardie eksternalisering help om die persoon te laat verstaan dat hy in verhouding met hierdie probleem staan. Die eksternalisering gee vir die probleem sekere eienskap. Dit maak hom lewendig. Jy kan gevoelens eksternaliseer, jy kan probleme tussen persone eksternaliseer, kulturele, sosiale praktyke. Daar's soveel goed wat 'n mens kan eksternaliseer, soos wat jy luister na die persoon en jy kom agter dat daar 'n spesifieke ding is wat herhalend voorkom, sou 'n mens daardie iets kon beginne al hoe meer en meer nuuskierig raak oor. In die narratiewe terapie is daar twee dinge wat baie belangrik is vir 'n narratiewe terapeut. En dit is dat jy
altyd nuuskierig is oor wat aan die gang is by 'n persoon en dat jy vra waarvan die antwoorde werklik nie aan jou bekend is nie. Met ander woorde, as jy in daai persoon se lewe invra, dan weet jy weet nie wat daai persoon se opinie oor 'n bepaalde ding is of hoe daardie persoon se lewe aan mekaar gesit is, hoe hy 'n bepaalde probleem sien nie. En daarom is jy in 'n not knowing position. Jy weet nie en jy vra waarin jy antwoorde soek waarvan jy werklik nie die antwoord ken nie. En dit beteken vir ons as narratiewe terapeute dat die kliënt die ekspert van sy eie lewe is. En jy is nie die ekspert nie. Jy kom nie met 'n ekspert gedagte en probeer jou ekspertisees op die persoon aflaai nie. Jy moet die persoon toelaat om self in gesprek te kom en nuuskierig wees oor wat aan die gebeur is. So 'n persoon kan meer as een probleem op 'n slag hê en jy kan daardie probleme soos wat jy geluister het en dalk neergestip het, kan jy uiteindelik sê, jong, ek hoor daar's 3 dinge waarmee jy worstel en dan noem jy die 3 dinge en jy vra altyd vir die persoon, is dit so? Is daar nog iets wat jy wil bysit? En uiteindelik sal jy dan sê, as ek nommer 1, 2 en 3 vat, watter een dink jy wil jy eers hanteer? En dan kan jy ook vra, maar hoekom wil jy dit eers hanteer? Miskien sê hy, want dis dalk die ding wat die minste probleme gee. Jy wil eintlik uitkom by die ding wat dalk die grootste probleme gee, want as jy dit uitgesorteer het, gaan baie van die ander probleme self begin verdwyn. Ons kies om eksternaliserende gesprekke te gebruik, want dit vat die persoon weg van sy probleem af. Dit help om oor die probleem te begin praat, want dan praat hy nie oor homself nie. Hy voel nie dat hy die punt van bespreking is nie, die probleem is die punt van bespreking. En hoe meer 'n mens dit eksternaliseer, hoe meer vat jy die persoon al hoe verder weg van die probleem af, sodat hy met ander oë daarna kan begin kyk. So as jy op 'n ander manier na die probleem kyk, dan kan hy sy verhouding met die probleem duideliker raak sien. Gewoonlik het mense internaliserende gesprekke by hulle eie huis. Ek gaan net 'n voorbeeld vat tussen 'n man en 'n vrou. Jy sal dikwels hoor dat hulle as hulle na jou toe kom en sê, ja, maar my man sê ek is so en so en so. Ja, maar my vrou sê ek is so en so en so. So as ek nou my vrou beskuldig van iets, dan internaliseer ek die probleem in haar in. Met ander woorde, ek sê sy is die probleem. En sy sal nou weer van haar kant af vir my beskuldig oor goeters en sy internaliseer hy probleem. Sy sê ek is die probleem. So, en dan veg ons met mekaar. As ek die probleem met die pad het, wil hê moet ek my vrou uit die pad uitvat of moet my man uit die pad uitvat. Dit lei dit dan tot egskeiding en so meer. So as ek verstaan dat die persoon is en die probleem, dan kan die twee persone saam staan teen die probleem. En dis die verskil tussen internalisering en eksternalisering. So vir vandag gaan ek dan nou kyk, ons het die probleem geëksternaliseer. Hy staan nou buitekant die persoon en nou moet ek die geskiedenis van die probleem probeer naspeur. So sê nou maar hy die probleem geëksternaliseer as 'n jakkals. Dan sou ek vir hom kon vra, jong, nou wanneer het hierdie jakkals sy kop begin uitsteek? So dis 'n vraag wat invra oor die geskiedenis van die probleem, van wanneer af kom dit? As jy vra oor die geskiedenis van die probleem vra, dan help dit die persoon om raak te sien dat die probleem buitekant homself staan, dat hy self nie die probleem is nie. En jy kan baie direkte vrae vra oor die geskiedenis van die probleem. Jy weet van wanneer af is dit daar? En wanneer het jy dit die duidelikste raak gesien? Wat onthou jy van wanneer die probleem in jou lewe ingekom het? Dan is sulke geskiedenisvrae. Wat sal jy sê, wanneer was die probleem die sterkste gewees? Wanneer was die probleem dalk minder sterk? So met hierdie vraag verwys jy dan kort na die jakkals. Dis goed om daai metafoor wat gekies is
te gebruik sodat die persoon behoorlik in die metafoor kan inklim. Jy vra die hele tyd, Jorie, nou wanneer het die jakkals sy kop uitgesteek? Wanneer was die jakkals op sy sterkste? Wanneer het die jakkals minder invloed gehad? So al daai kere help jy die persoon eintlik om binne in daai metafoor in te klim wat hy self geskep het. Nou jy gaan nooit 'n suggestie gee oor wat die naam van die probleem is. Dit is iets wat die persoon self moet kies. En as hulle die Nee, probleem se naam self gee, dan weet jy dit is vir hulle betekenisvol. Ben, kan ek gou daaroor vra? Ja, Ehm beteken dit dat jy vir die persoon sê, beskryf die probleem vir my met 'n beeld of hoe doen 'n mens daai stap om by daai metafoor uit te kom prakties? ja, partykeer jy kan sê, jy weet, as jy jou oë toemaak, wat se prentjie sien jy van die probleem? Mm. Partykeer sal ek vir mense sê, as hulle nou regtig nie by 'n prentjie kan uitkom, dan sal ek vir hulle sê, ek wil hê jy moet dink aan 'n wilde dier wat lelik genoeg is dat jy nie van hom hou nie en wat skelm genoeg is dat hy jou kan roof. En as hulle dan met so 'n naam vorendag kom, dan sê ek, "Alraai, dit lyk vir my jy dink aan 'n hyena." Nou dan sê ek vir dit lyk my daar is 'n hyena in jou lewe. Hmm. Ehm Okay. jy sien so nou weet hy dis nou die hyena en ons gaan nou kyk na daai hyena. Die oomblik as jy die ding 'n naam gegee het, dan begin die persoon 'n hanteringsmeganisme ontwikkel. So ek probeer nou van die stappe so een na die ander een noem soos ons aangaan, maar hulle is eintlik maar so geïntegreer. Jy weet, partykeer lig jy daai dinge 'n bietjie meer uit, dan ander keer daai een. Ek wil net hê jy moet daai verskillende aspekte goed verstaan. Met 'n eksternalisering, sê nou maar jy sê dis 'n jakkals, dan begin jy invra oor die geskiedenis van hierdie jakkals en hoe meer jy daarop invra, meer kom jy agter hy's nie die jakkals nie, en die jakkals kry 'n lewe van sy eie. Mm. Ehm en Goed. dan begin jy ehm so dit help jou as jy hierdie relatiewe invloedsvrae vra, dan help dit die persoon om in daai metafoor in te klim en duidelik te begin sien dat hy nie die probleem is nie, maar hy het 'n probleem. Dis 'n belangrike onderskeid. Ehm hy is nie 'n probleem nie, hy het 'n probleem. En Inderdaad so. Dit wat is ek 'n dink baie baie keer belangrike onderskeid. as mens daai ding internaliseer dan word jy eintlik die probleem en dan val jou lewe maklik uitmekaar. Inderdaad so. So hoe meer jy eksternalisering kan praat, hoe meer gaan dit daai persoon help. So relatiewe invloedsvrae help ook die persoon om afstand te kry van die probleem af. 'n Relatiewe invloedsvraag is om te vra wanneer het die jakkals jou wanneer val die jakkals jou die sterkste aan? Is dit in die oggend of in die aand of jy vra sulke verskillende tye, wat is 'n relatiewe invloed? Nee, in die oggende is hy sterker as in die aande. Ehm jy vra byvoorbeeld in die verlede, wanneer was hy die sterkste? As hy sê nee, maar die ding het omtrent so 2 jaar terug begin, dan sê hy 2 jaar terug, okay, 2 jaar terug, hoe sterk het jy gedink dink jy was die jakkals toe? En hoe sterk was jy in daardie stadium? Miskien kan jy sê gebruik 'n punt uit 10 uit. En hy sê nee, maar 2 jaar terug was die jakkals 2 uit 10 en ek was 8 uit 10. Maar ek het agtergekom verlede week en dis hoekom ek die afspraak gemaak het. Verlede week was hy 9 uit 10 en ek 1 uit 10. Okay. So daai relatiewe invloedsvraag, waar lê sy invloed die sterkste? Jy het nou in terme van tyd gekyk, maar jy kan ook in terme van plek kyk. Waar is sy invloed die sterkste? Is dit by die werk of is dit by die huis? Is dit in die huwelik? As jy daai relatiewe invloedsvraag vra, help dit die persoon om afstand te kry en in daai oomblik wat hy afstand kry en hy begin hierdie verskillende vrae antwoord, begin daar al klaar dinge in sy eie gedagtes ontwikkel oor waar daar tye was wat hy dalk 'n bietjie beter was teenoor die probleem. En dit gee vir ons later unieke uitkomste. Ons sal aan die einde van vanaand se gesprek oor unieke uitkomste praat. So as jy nou oor die
geskiedenis van die probleem uitvra, dan maak dit vir die persoon duidelik wanneer die invloed die sterkste was. En dit help hom om te begin agterkom, maar daar was tye wat sy invloed nie so sterk was nie. En dan begin mense daaroor weer vra, hoekom was dit toe nie so sterk nie? En dis alles gesprekke wat uiteindelik later unieke uitkomste beskikbaar maak. So, wanneer jy relatiewe invloedsvrae vra, 'n ander voorbeeld daarvan is dit begin later die taktiek van die jakkals ontbloot. Die jakkals wag net tot jy 'n bietjie siekerig is, dan val hy jou aan. So al daardie relatiewe invloedsvrae in terme van tyd, in terme van plek, in terme van gemoedstoestand of wat dit ook al mag wees, gaan 'n persoon help om verskillende aspekte van hierdie probleem raak te sien en ook sy eie vermoëns beter te begin raak sien. So hulle kry groter afstand tussen hulle self en die probleem. As jy nou 'n probleem vir baie lang tydperk het, dan is dit goed om so oor die probleem te praat, asof die probleem anders is as die persoon, want dan gaan die persoon sê, maar wag 'n bietjie, hierdie probleem het my al van lankal af aangeval en daarom sien ek nou beter raak hoekom ek kwesbaar was of hoekom ek nie kwesbaar was nie. Byvoorbeeld ek 'n persoon gehad wat met depressie gepresenteer het, of hy sê almal het gesê hy het depressie. Ek het toe nou vir hom gesê, ja, dit is seker 'n manier hoe 'n mens na die ding kan kyk, maar ek wonder wat se ander name 'n mens vir die probleem kan gee behalwe depressie. Hy het nou met goeters vorendag kom soos hartseer, verlatenheid ensovoorts. En soos wat ek verder ingevra het en begin agterkom het, wanneer het hierdie ding die eerste keer na vore gekom? Toe sê hy vir my met die dood van sy ma. En toe kan ek sien wat depressie, hulle het dit as depressie gediagnoseer by hom, en intussen was dit nooit depressie nie, dit was rousmart. En as jy dan in daai verhaal so oorgegaan het en jy begin van vra, was daar 'n tyd waar hierdie jakkals nie in jou lewe was nie? Sê ja, voor my ma te sterwe gekom het, was hy glad nie daar nie, en om dan in kontak te bring met die persoon voordat die jakkals daar was, begin hom help om raak te sien dat daar nog steeds sekere goeders is wat hy in staat is om te kan doen. As hy dit voor die tyd kon doen, dan beteken dit hy kan dit doen. Dis soos 'n kleintjie wat loop. As hy eers begin loop, dan kan hy loop. Daar's nie 'n tyd in wat hy dan later sê nee, maar ek kan nou nie meer loop nie. Hy kan loop. So eintlik help ons die persoon in aanhalingstekens om weer te kan begin loop teenoor die jakkals se pogings om hom te help om verlam te bly, as ek dit so kan uitdruk. So as ons dan nou by punt nommer 6 kom en ons probeer vra, pleis die invloed van die probleem uit. Ons het vroeër 'n relatiewe invloedsvraag gevra. En nou wil ek infokus op hierdie invloed van die probleem in 'n persoon se lewe. En dit is vir my baie belangrik om daai invloed so goed as moontlik raak te sien. En 'n mens moenie te haastig daaroor wil gaan nie. Jy kan 'n hele sessie, jy kan selfs 2 sessies gebruik net om die invloed van die probleem te probeer uitpleis. 'n baie goeie beginpunt is om te sê dat die probleme invloed het in jou denke, in jou gevoelens en in jou optrede. Gewoonlik demonstreer ek dit vir die mense. Ek sê die jakkals het 'n invloed in jou denke, dan vat ek aan my kop, in jou gevoelens, vat in my hart, en in jou optrede, maak my hande oop en toe. Dis waar sy primêre invloed lê. So die jakkals wil hê jy moet op 'n bepaalde manier oor jouself dink. En daar's niks positief van die jakkals nie. Die jakkals wil hê jy moet op 'n bepaalde manier oor jou lewe dink. Hy wil hê jy moet op 'n bepaalde manier oor ander persone in jou lewe dink. Hy wil hê jy moet op 'n bepaalde manier oor God dink. Die jakkals wil hê
Jy moet ook op 'n bepaalde manier dink oor sê nou maar jou verhouding met jou vrou. Of hy wil hê jy moet op 'n bepaalde manier oor jou vrou dink en is net negatief, daar's niks positief van die jakkals. En dan kan ek ook sê die jakkals, wanneer hy jou op daardie maniere laat dink, dan vat hy beheer by jou weg. Dis wat hy eintlik moet doen. Hy hou nie daarvan dat jy in beheer is nie. Hy wil beheer by jou wegvat. So dan gaan die jakkals enige denkpatroon wat hy kan in die hande kry, gaan hy gebruik om jou so te laat voel dat jy nie in beheer is. En ek wil hê jy moet nuuskierig raak oor die strategie van die jakkals. Daarom wil ek hê jy moet baie mooi gaan nadink oor wat is sy invloed in jou denke. Gewoonlik sal ek dan vir hulle sê ek wil hê jy moet ons sal later in volgende week waarskynlik praat oor geskrifte en hoe belangrik dit is. Maar ek sou sê gaan skryf 'n brief vir die jakkals. En dan sê jy vir die jakkals, jy kan hom nou maar beskuldig left, right en center. Gaan sê vir die jakkals, jakkals is jy wat wil hê ek moet dink my vrou is eskoot. Is jy wat wil hê ek moet dink ek is nie eintlik iemand wat goeie werker is nie. Jakkals, jy wil hê ek moet dink God het van my vergeet. So al daai negatiewe denkpatrone wat daar is, hy moet raak sien dat die jakkals daai denkpatrone in sy kop in plaas oor homself en oor ander. En dan is die volgende ding is sê vir die jakkals watter negatiewe gevoelens wil jy naby jou hou. Want nie oomblik as jy daai negatiewe gevoel naby jou hou, dan vat hy beheer by jou weg. En skryf ook vir die jakkals watter negatiewe optredes hy wil hê jy moet doen. Sê nou maar die man en die vrou beklei en die man gooi koppies stikkend en so en dan sê maar dis die jakkals wat wil hê ek moet koppies stikkend gooi. So jy haal dit uit die persoon uit en jy sê die jakkals het 'n invloed in jou lewe en sy invloed is negatief en dis wat hy wil doen. Natuurlik is daar verskeie ander aspekte ook wat beïnvloed kan word. So jy kan vra wat is die jakkals se invloed in jou werk en jou vermoë om jou werk te kan doen. Wat is die jakkals se invloed in jou sosiale lewe of in jou gesondheid of in jou verhoudings met jou kinders, ouers, vriende, familie? Of wat is die jakkals se invloed in jou alledaagse lewe? So 'n mens probeer om die effek, die invloed van hierdie jakkals, van hierdie probleem in die persoon se lewe na te speur. En as 'n mens nou moet dink, waarom help dit om die invloed van die probleem na te speur? Miskien ek jy net so vir 'n oomblik bietjie by jouself dink, net vir jouself 'n antwoord daaroor gee voor ek nou 'n paar dinge noem. Waarom is dit nodig dat 'n mens vir iemand sou vra, wat is die invloed van die probleem in jou lewe? So die eerste waarde wat dit het, is jy vra vir die persoon wat die ekspert in sy eie lewe is, wat is die invloed van die probleem in sy lewe? En as hy daai invloed uitspel, dan verstaan jy iets van die effek van die probleem in sy lewe en jy mis dit nie. Sê nou maar iemand is met respek gesê by 'n persoon wat nie narratief werk nie. En daai persoon kom as 'n ekspert na die man toe en hy maak 'n afleiding oor 'n ding en hy neem op loopbeduiding en hierdie persoon wat gekom het, die kliënt, sy ervaring is dat hierdie persoon glad nie 'n idee het hoe hy voel oor dinge nie. Glad nie 'n idee het van wat dit nou regtig is wat vir hom 'n probleem is nie. So hierdie relatiewe invloedsvrae maak jou oë oop vir wat dit is wat die persoon beleef en die persoon ervaar 'n stuk begrip wat hy andersins dalk nie sou kon ervaar het nie. Of wanneer jy hom vra om te skryf, soos die brief wat hy moet skryf vir die jakkals. Kyk, binne in 'n sessie gebeur daar 'n hele klomp goed. Maar wat binne in 'n sessie gebeur is nie so belangrik soos wat tussen hierdie sessie en 'n volgende sessie gaan gebeur. Jy wil dus die persoon vat en hom help om binne in hierdie metafoor te bly en op daardie manier te dink aan die probleem
en die invloed van die probleem. En dis hoekom jy hom opdrag gee om 'n brief te gaan skryf, sodat hy oor 'n langer periode van tyd op hierdie manier dink. Dit ontmagtig die jakkals dat hy nie die hardste skree in die persoon se vermoëns wegvat nie. Jy help die persoon om deur 'n bepaalde bril na die situasie te kyk met die probleem buitekant homself. En soos wat hy daai invloed beskryf, ek sê ook baie keer vir hulle, dis nie 'n brief wat jy in een dag skryf nie. Jy kan nou gaan sit en hom skryf, maar môre val iets jou by, dan sit jy dit weer by die brief. So daai brief hoef nooit 'n ordelike brief te wees. Jy kan dit deurmekaar wees, want oormôre besef jy weer 'n ander ding, dan skryf jy dit ook sommer by. So jy hoef nie net te gaan sit en skryf wat is die invloed in jou denke en dan wat is dit in jou gevoelens en wat is in jou optrede en wat is dit by die werk? En volgende keer as sê, nee, nou val dit my nog iets by wat dit in my denke is, maar ek gaan dit nie nou skryf nie, want dan is die brief, nee, jy kan dit maar skryf. Want die proses vat die ding op sleeptou. Daai proses is baie kragtig. En jy help die persoon om 'n deel in daardie proses deel te neem. En die proses toe te laat om ook met hom of haar te werk. En kan ek daaroor gou vra? Ja, As predikante kry ons baie keer dat lidmate na ons toe kom en sê, ek het hierdie probleem of ek en my vrou het hierdie probleem, en dan wil hulle half hê ons moet dit in een sessie opklaar. Hulle werk nou al 20 jaar om hierdie probleem te skep. Nou moet jy dit in een sessie van 'n uur gou vir hulle oplos. Dit klink my of dit nie 'n realistiese manier is nie. dis glad nie 'n realistiese manier, sogenaamd nie. Dis die beste manier om die hele ding mis te verstaan. So ek sê gewoonlik vir mense, luister, hoe lank kom hierdie probleem nou al? En dan sal hulle sê, dit kom seker nou al so 4 jaar. Dan sal ek dit vir hulle noem. Dan sal dit ons nie net een gesprek vat om dit uit te sorteer. Hier is magte en kragte aan die werk wat ons dit gaan ons 'n rukkie neem om mooi agter die kap van die bil te kom, en ek wil hê julle moet rustig wees daaroor. Moenie môre al wil voel soos jy eers oor 2 maande sal voel. Kom ons vat dit stap vir stap. En dit mag dalk 4 tot 5 tot 6 gesprekke neem, sodat jy sommer reg in die begin al daai prentjie vir hulle oopmaak. En dan vir hulle sê, jy hoef nie die ding môre al totaal uitgesorteer te hê nie, dit werk nie so nie. Hoe stadiger ons daaraan werk, hoe deegliker gaan jy daaraan werk en hoe beter gaan die verandering by jou wees. Hoe beter gaan jy dit reg kry om 'n alternatiewe storie te skryf. Hoe meer gaan jy dit reg kry om raak te sien wanneer jy in beheer was van die probleem. Daai unieke uitkomste waarvan ons net nou sal praat. So dis belangrik dit is Leon, is baie belangrik. Jy los nie 'n ding in een gesprek op nie. En daar's hopeloos te veel van ons wat in een gesprek 'n paar bemoedigende woorde wil gee en dan dink die hele ding is nou opgelos. Kan hoogstens 'n staak 4 vir 'n dag of 2 veroorsaak en daarna gaan ons weer back to square one wees. So daai verhaal wat ek gaan skryf, gaan my tyd neem om hom te skryf en mooi te besluit hoe ek dit wil skryf. So dit help ons om die invloed van die probleem na te speur sodat ons baie deeglik kan insien hoe groot die impak van die probleem in ons lewe is. Dit help ons om stadig maar seker te besef dat die probleme aanslag op my maak. Dis nie ek wat 'n aanslag op myself maak nie. Die probleem maak 'n aanslag op my, en as ek in daardie posisie kom en ek sien raak wat die geweldige invloed van die probleem in my lewe is, dan begin ek 'n weerstand teen die probleem opbou. Dan begin ek in die posisie kom dat ek sê, maar nou gaan ek jou aanvat. So een van die vrae wat ek vra om hierdie invloed van die probleem na te speur is byvoorbeeld, waarvan roof die jakkals julle? Ek wil hê julle moet net rustig gaan wees by die huis en vir julle self gaan afvra, waarvan roof die jakkals ons alles?
en gaan dink terug, so ver terug as wat hy begin het tot nou toe, en probeer saam met mekaar 'n lys maak van waarvan hy julle alles roof. Nou, as hulle dit gedoen het, dan kan jy die invloed van die probleem in hulle lewe evalueer. Jy kan vir hulle kan begin besef, maar die probleem het 'n geweldige invloed in ons lewe. Ons kan nie bekostig om toe te laat dat die probleem hierdie invloed verder vat. As hulle huweliksprobleme het en hulle gaan neerskryf waarvan die jakkals hulle alles roof, dan sê hulle, hy roof ons van kwaliteit tyd met mekaar. Hy roof ons daarvan om mekaar te koester en vir mekaar goeie opbouende dinge te sê. Trouwens, hy's besig om ons so te beïnvloed dat ons net in negatiewe afbreekende taal met mekaar praat. Ons kry dit nie reg om op ander maniere met mekaar te praat nie, want die invloed van die jakkals is so sterk. Hy roof ons van al hierdie goed. Hy roof ons van ons lewe. Hy roof ons van verhoudings met ons kinders en so meer en so meer. As hulle mooi raak sien waarvan hy alles roof, dan vra jy vir hulle die vraag, is dit nou 'n goeie ding of 'n slegte ding dat jy hulle van al hierdie goed roof? Wil julle dit so hê of wil julle dit nie so hê? Hoe lank wil julle nog die jakkals toelaat om dit te doen aan julle? Sien jy, deur hierdie vraag wil jy hulle by die plek bring waar hulle vir hulle self kies, tot hiertoe en nie verder nie. Ons gaan nie meer die jakkals toelaat om dit in ons lewe te doen nie. So die oomblik as hulle by daai posisie gekom het, dan weet jy, nou is hulle gereed om in 'n volgende, sal ek nou maar sê, 'n fase van die probleemoplossing in te kom. Ek probeer altyd vir mense sê, veral soos daai vraag wat jy nou gevra het, gebeur dit nou in een sessie of nie, dan sê ek vir jong, die proses loop so, dis soos 'n glas wat vol water is. Ek wil hom vol kook maak, wat moet ek doen? En dan sê hulle, nee, jy moet die water drink of jy moet dit uitgooi. En dan bly ek doodstil. En hulle kyk vir my en ek kyk vir hulle en ek bly doodstil. En dan later dan sê een, en dan moet jy kook ingooi. Ek sê, sien jy, dis 2 aksies daai. Wat ek die meeste van die tyd agterkom by mense is, hulle gooi die water uit, dan voel hulle nou sommer baie beter. En dan gaan hulle aan. Hulle vind nooit uit wat is kook en hoe gooi jy dit in nie. En in jou gesprekke moet jy altyd daai goed doen. Jy moet die water uitgegooi kry en jy moet leer wat is kook en jy moet dit ingegooi kry. So terwyl ons nog besig is met die jakkals en alles wat rondom die jakkals gaan, is ons eintlik besig om die water uit te gooi. En ons kan nie, as hulle daai jakkals aangespreek het en nou voel hulle baie goed, sê alright, ons hoef nou nie meer te kom nie, dit gaan nou beter met ons. Nee. Hulle moet dwars deur die ding werk totdat hulle daai alternatiewe vir hulle self behoorlik vasgelê het. En dis eers wanneer ons by 'n positiewe manier van doen gaan uitkom. En die begin van daardie gesprek noem ons dekonstruksie. So daar by punt nommer 7 praat ons van dekonstruksie. En as ek nou wil weet wat is dekonstruksie, dan moet ek sê dit is 'n vraag wat jy vir hierdie mense vra om raak te sien, wat is dit wat hierdie jakkals aan die lewe gehou het? Wat hou die jakkals aan die lewe? Nou, in die begin het ek gevra, wat is die invloed van die jakkals in jou lewe? Wat is sy invloed in jou denke, in jou gevoelens en jou optrede? As ek by dekonstruksie kom, dan vra ek die vraag, wat is julle invloed in die lewe van die jakkals? Nou, gewoonlik kyk hulle en sê, waarvan praat jy nou? Dan sê ek wil hê julle moet probeer. As ek in die begin gesê het, hulle moet die jakkals beskuldig vir alles, klink dit asof ek nou verantwoordelikheid by hulle wegvat. Maar by hierdie vraag, waar ons by dekonstruksie kom, vra ek die vraag, wat is julle invloed in die lewe van die jakkals? As hulle sê, hulle weet nie meer waarvan ek praat, en dan sê ek, watter negatiewe denkpatrone is daar by julle? Watter negatiewe gevoelens hou julle naby by julle self? Watter negatiewe optredes is daar waarmee julle die jakkals kos gee?
Hoe kry julle dit reg om daai jakkals aan die lewe te hou? Dit is 'n baie verhelderende vraag. Dit is 'n aha vraag. Dit laat hulle totaal en al anders na die probleem begin kyk en dit help hulle om hulle eie verantwoordelikheid te vat en raak te sien wat is hulle aandeel daarin om die jakkals aan die lewe te hou. 'n Mens ook kon vra watter spesifieke idees is daar by jou? Watter dinge is daar wat jy glo? Watter beginsels is daar by jou wat dit moontlik maak vir jou om hierdie jakkals aan die lewe te hou? Ek gaan nou 'n voorbeeld neem. As daar 'n man wat sy vrou geslaan het en ek probeer vra watter idees is daar in jou denkpatrone wat toelaat dat jy jou vrou sal slaan? En dit is maar gedagtes en idees wat hy sou sê, wel ek ek moet die denkpatroon in my kop hê dat dit in orde is dat ek my vrou mag slaan. Ek moet dit dalk kry van 'n man is die heerser in die huis en daarom moet hy mag en gesag kan afdoen. Sien daai konsepte wat maak dat hy so oor homself kan dink, moet 'n mens ook kan uitlig en uitwys. Dis alles maniere hoe jy help om daai probleem uitmekaar uit te haal, te dekonstrueer. So hoe meer hy ontdek wat die dinge is wat help dat die jakkals aan die lewe bly, hoe meer haal hy daai probleem deurdringte verhaal uitmekaar uit. Hoe meer haal hy die jakkals self uitmekaar uit. Kom hy agter die kap van die byl hoe die jakkals te werk gaan. En hoe meer hy agter die kap van die byl kom van wat sy aandeel in die lewe van die jakkals is, hoe meer kom hy agter maar nou sien ek eers hoe die ding werk. Want die oomblik as ek dink my vrou is koud, dan laat dit my op 'n bepaalde manier optree. Die oomblik as ek dink my man is aggressief, laat dit my op 'n bepaalde manier optree. En wanneer ek dit raak sien, dan kan ek anders na die ding begin kyk. Dan kan ek begin om anders te reageer. En daar is 'n konsep wat ek gebruik om mense te help om raak te sien hoe hulle self reaktief is. Ek skryf 2 woorde onder mekaar neer. Die eerste een is, en ek hou van die Engels want dit help jou om die prentjie makliker te kry, reactive. Nou ek wil julle uitnooi om die woord reactive neer te skryf. Reactive. En dan onder hom skryf jy creative. Nou wat interessant is van daai 2 woorde is hulle het albei presies dieselfde letters. En daai letters is presies in dieselfde volgorde ook, behalwe vir een. Dis net die C wat op 'n ander plek is. So reactive en creative, die 2 woorde as jy na hulle kyk, is presies dieselfde, letters in dieselfde volgorde, behalwe vir die C. Nou ek probeer hulle raak sien dat die effek van die jakkals is dat hulle reaktief moet word. Hoe meer reaktief hulle is, hoe meer gee hulle beheer weg na die jakkals toe. En hoe meer kreatief hulle word, hoe meer is hulle in staat om self in beheer van hulle self te wees en hoe meer vat hulle beheer by die jakkals weg. Nou hoe kan ek van reactive af na creative toe beweeg? Dit lê in die verskil tussen die 2. As jy na daai letters van die woorde kyk, dan sê ek the difference between reactive and creative is the way you see things. Die manier hoe jy na iets kyk bepaal of jy reaktief of kreatief gaan wees. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Ry in dorp toe en hier sit nou maar weer 'n swart taxi reg voor my in en ek som op die hoeter en ek wil so van wys en Charmaine sê vir my, nou, wat maak jy nou? Ek sê, kan jy nie sien hoe kwaad maak hierdie ou my nie? Sy sê, nee, het jou nie kwaad gemaak nie. Jy het gekies om kwaad te word. As jy die nood op sy gesig gesien het en rem getrap het en hom ingenooi het voor jou in, dan was jy in beheer van jouself en dan het jy nog goed gevoel ook oor jouself.
Jy kan nie toelaat dat daai ou jou beheer nie. Jy moet in beheer wees van jouself. En dis presies wat gebeur met die jakkals ook. Ons het toegelaat dat die jakkals in beheer van ons kom en ons is nie in beheer van onsself nie. En as ek dan nou die oortuiging het wat die jakkals in my kop sit van my vrou is koud en ek gaan op 'n ander manier daarna kyk, dan sê ek, jong, miskien is daar iets wat gebeur het by die werk vandag wat my vrou baie hartseer gemaak het. Ek kan nie alles nou maar net herlyn na my vrou is koud nie. Dit is wat 'n eilbeskrywing is. Enige ding wat foutief of verkeerd is, sit ek die label op my vrou se nek, sy is koud. Of die vrou sal sê my man is aggressief. Dit kan later maak nie saak wat hy sê of hoe hy dit sê nie, dan sê sy sien jy is nou alweer aggressief. Nou dan word hy sommer aggressief net daar. Ja, ons moet met ander oë na dieselfde ding kyk en as jy met ander oë na dieselfde ding kyk, dan dekonstrueer jy daai saak en jy help die ander persoon om ook op 'n ander manier te kyk en dan sien ons dalk oplossings raak eerder as die foute. So as ons hierdie dekonstruksie toepas, dan help ons mekaar om met ander oë na dieselfde ding te kyk. Ek gaan 'n voorbeeld vir julle noem van 'n dekonstruksie gesprek. Daar was 'n dametjie wat sy was besig met haar doktorsgraad en toe sê sy is like sy hak vas. Dit is asof sy net nie so ver kan kom om aan te gaan met die werk nie. En uiteindelik is 'n stem geëksternaliseer, 'n stem wat vir haar 'n klomp goed vertel. Hierdie stem sê vir haar, jong, jy is nie goed genoeg om 'n doktorsgraad te doen. Jong, jy spandeer te veel tyd aan koffie drink. Jong, jy wil te veel jou maatjies bel in sosiaal verkeer. Jy sal nooit klaar kry met hierdie ding. En daai gesprek in haar eie kop het so dominant geraak dat sy totaal ontmagtig was. Sy kon nie meer aangaan met haar proefskrif nie. En toe het ek nou hierdie vraag gevra, eksternaliserende vraag gevra van nou hierdie stem wat jy hoor. Van wanneer af is die stem daar? En sy het gesê van wanneer af kom dit? Ja, dis nou al so 2 maande wat dit nou my nou so tuister dat ek nie kan aan die gang kom nie. En ek moet iets skryf, ek moet oor 2 maande iets ingee. Ek kan dit voel vir my ek kan nêrens kom nie. Ek sê en as hierdie stem nou vir jou so sê, hoe laat dit jou voel? Dit laat my voel ek kan nie dit laat my verlam voel. Ek weet nie hoe ek kan aangaan met hierdie storie nie. En as ek dan nou begin vra, maar hoe kry die stem dit reg om dit alles vir jou te sê? Wat maak dit moontlik vir die stem om so hard en duidelik te praat? En dan sê sy, hoor jy, ek dink dit is angstigheid by my wat dit veroorsaak. En wanneer is jy nou die meeste angstig? Nee, net voor ek nou gaan begin skryf, dan kom al hierdie gedagtes en later sit ek verlam en weet ek nie wat om te doen nie. Waar het jy gehoor van hoe hierdie stem nou vir jou sê hoe 'n mens nou moet skryf van die goed? Hy sê of sy sê vir my net die stem sê sy moet eintlik doodstil gaan sit agter die lesenaar vir 3 ure op 'n dag. Sy moet aan niks anders ding nie, sy moet net op die ding fokus. Waar kom jy aan hierdie gedagtes wat sê dit is hoe 'n mens 'n proefskrif moet skryf? Nee, dit kom al ver en ons het nou maar so met mekaar gepraat en studente wat sê as ek nie tyd insit nie, dan gaan ek nêrens kom nie. Uiteindelik gevra hoe is dit moontlik vir 'n ou wat 'n boek skryf, 'n fiksieboek skryf? Hoe is dit moontlik vir hom om daai boek geskryf te kry? Moet hy ook net so gaan sit en of partykeer wat gebeur by so? Nee, soos hy die ou party van hulle praat van 'n muse. Nou ek sê nou, wat se ding is 'n muse? Nee, dit is iets wat jou inspireer om te skryf. Partykeer gaan 'n ou en hy gaan sit by 'n dam en hy kyk na die natuur
En dan kom daai idees en goed los. Sê wel, wat sê dit dan vir jou? Hoe moet jy kyk na proefskrif skryf? Moet dit iets wees wat jy net gaan stil sit en fokus die hele tyd, of gaan daai idees uit jou kop uit loskom wanneer jy koffie drink, of wanneer jy met 'n vriendin gesels, dan kom maar 'n idee of iets in jou kop in, of wanneer jy na die natuur gaan kyk. Herskryf hierdie idees in jou kop oor wat dit is om 'n doktoraal te skryf en hoeveel tyd dit in beslag gaan neem en waar lê jou kreatiwiteit. En hoe meer sy daaroor gepraat het en hoe meer sy anders begin dink het daaroor, hoe meer het hierdie verlammende effek beginne verdwyn. Die punt is, as jy in hierdie dekonstruksiegesprekke besig is, dan skep jy meer afstand tussen die persoon en die probleem. Die persoon kom agter hoe die probleem te werk gaan en wat die probleem doen om my so ver te kry om verlam te raak. En ek kom agter wat dit is wat ek moet doen om vir die probleem te sê, nee man, dis nie hoe dit werk nie, dit werk so of so of so. En hoe jou stem al hoe sterker en sterker en sterker word en hoe dit jou bemagtig om meer idees te kry en geïnspireerd te voel om die werk te kan doen en so meer. So in dekonstruksiegesprek is dit belangrik om raak te sien dat die terapeut nie ooit moet probeer om sy eie idees en gedagtes op die persoon af te druk nie, maar die hele tyd nuuskierige vrae te vra van iets wat jy regtig wil weet en vrae te vra van waarvan jy regtig nie die antwoord ken nie. Hoe meer jy daaroor nuuskierig is, hoe meer sal die persoon sy eie ekspertise oor sy eie manier van doen na vore kom en dit sal die persoon bemagtig om uiteindelik met nuwe gedagtes vorendag te kom om oplossings vir homself te begin bewerkstellig. Nou al hierdie gesprekke waarvan ek praat, om die geskiedenis van die probleem na te speur, om die invloed van die probleem uit te pleis, om die probleem te dekonstrueer, al hierdie maniere van doen help jou om unieke uitkomste te genereer. Wat se ding is 'n unieke uitkoms? Dis een van die dinge waarvoor 'n terapeut die meeste, 'n narratiewe terapeut die meeste moet luister. Want unieke uitkomste is goed wat 'n mens nie raak sien. Die probleem is so dominerend dat jy net deur die bril van die probleem na dinge kyk. Sê nou maar die probleem sit jou 'n rooi bril op. As jy 'n rooi bril op sit, dan sien jy alles as rooi en jy sien nie die groen momente raak. So waarna luister jy as 'n terapeut? Jy luister vir tye wanneer die probleem minder of geen invloed gehad het nie. En wanneer jy dit beginne hoor, as jy sulke goed beginne hoor, as jy byvoorbeeld die vraag vra, jong, hierdie stemme in jou kop, wanneer was hulle nou minder teenwoordig? Nee, wanneer ek by 'n vriendin kuier en ons drink lekker koffie saam, want ek kom nie so baie gehoor nie. Wanneer jy dan nou so by 'n vriendin is, en jy sal met haar praat oor jou proefskrif, wat sê julle dan van mekaar? Nee, ons gesels oor die proefskrif en partykeer as ek so met haar praat, dan kry ek 'n idee. Skryf ek dit neer. Nou dan begin ek daaroor uitvra. Die oomblik wat jy 'n idee kry, hoe dit gebeur dat jy daai idee kry? Hier is omdat ons daar met mekaar gepraat het, toe praat ons oor 'n ding en omdat ons daaroor gepraat het daar 'n idee in my kop ingekom. Hoe sê ek nou, hoeveel idees het in jou kop gekom toe jy stil gesit het agter 'n lesenaar en probeer fokus het op jou proefskrif? Niks nie. Sê wel, dan lyk dit vir my dit is baie meer vrugbaar om by 'n vriendin te gaan kuier en koffie te drink as om agter die lesenaar te sit. Nou daardie unieke uitkomste, hoe meer jy van hulle kan uitlig, hoe meer help dit die persoon om raak te sien dat hy of sy wel in beheer van 'n situasie kan kom. Nou, hoe sien jy as 'n terapeut unieke uitkomste raak? Wat is dit waarna 'n terapeut moet kyk om unieke uitkomste raak te sien?
Wel, unieke uitkoms is enige iets wat jy as 'n terapeut raak sien, waarvan die probleem niks gaan hou nie. Met ander woorde, die jakkals gaan nie daarvan hou dat jy dit doen. Jakkals gaan nie daarvan hou dat jy se kos wegvat nie. As jy enigiets van so iets, so aard kan raak sien, dan is dit 'n unieke uitkoms. Jy vra vir jouself die vraag af, wanneer het hierdie persoon dit reg gekry om die jakkals nie toe te laat om hom of haar te beheer nie? As jy 'n antwoord op daai ding kan kry, hoe gering dit ook al mag wees, dan is dit 'n unieke uitkoms. En nou is daar sekere goeters waarna 'n mens kan luister en ek het 'n paar van hulle neergeskryf, soos daai woord plan, aksie, gevoel. Ek gaan nou maar net 'n voorbeeld gee. Soos jy kan vra vir 'n persoon, ek gaan nou voorbeelde gee. Ek gaan 'n naam gebruik. Die persoon se naam is Mel. Sy het besluit sy gaan nou uitgaan om 'n koppie tee saam met 'n vriendin te gaan drink, maar anoreksia, dis haar probleem. Anoreksia het haar vertel, sy gaan heeltemal te vet word daarvan. En ek het besluit ek gaan by my plan bly. Nou daar kan jy dadelik begin invra, die feit dat jy besluit het om by jou plan te bly, wat sê dit vir jou van jouself? Nee, ek kan opstaan teen anoreksia. Byvoorbeeld as daar 'n aksie is, Andrei het sy pel gebel, juis op 'n tydstip toe depressie vir hom vertel het, hy moet heeltemal geïsoleer bly. Hy het eintlik nie nou lus om met iemand te praat nie. So ten spyte van wat depressie my gesê het ek nog steeds voortgegaan en my pel gebel. En dan vra jy vir hom nou, die feit dat jy dit gedoen het, wat het dit vir jou beteken? Hoe het jy dit reg gekry om dit te doen? En die antwoorde wat daai persoon daar gee, is antwoorde wat hom op 'n bepaalde manier na homself laat kyk, waar hy in beheer van die probleem is en die probleem nie in beheer van hom is. Dis unieke uitkomste. 'n Gevoel byvoorbeeld, soos Susan wat baie tevrede gevoel het met haar eksamenuitslae, terwyl perfeksionisme vir haar gesê het, nee, jy moes baie beter gedoen. En sy invra, maar hoekom het jy tevrede gevoel met jouself? Sy sê, want ek het hard gewerk en ek dink daai punt wat ek gekry het is die moeite werd. En as ek dit vergelyk het met die res van die klas, was ek in die boonste 15% gewees. En daarom voel ek tevrede. So, wat sê dit vir jou? Jy het vir perfeksionisme op sy plek gesit daar. Dit is nie so dat jy die hele tyd moet dink ek moes 5% meer gekry het. Iemand wat in 'n groep, in 'n vergadering sy opinie uitspreek terwyl sy minderwaardigheidsgevoel om dikwels daarvan weerhou het om iets te sê in 'n vergadering. Die oomblik as hy daai stelling gemaak het in die vergadering, dan sê hy, daar's hy. Jy het dit nou reg gekry om teen hierdie ervaring van jou 'n besluit te neem. Jy self was in beheer. Dis 'n unieke uitkoms. Iemand wat in 'n werksituasie is waar daar baie misbruik is, abuse is by die werk, waar die werknemers baie misbruik word. Mense sou verbaas wees hoe baie sulke plekke daar is. Hulle voel 'n veer vir jou, jy moet net presteer. Jy hoor nie oor jou koffietyd of jou teetyd of jou eetistyd nie, jy moet net produce. In daai situasie, regtig om te gee vir ander en hulle aan te moedig en te bemoedig, is 'n unieke uitkoms wat sê jy is in staat om nie abusive te wees. So kan daar net 'n gedagte wees wat by iemand kom of 'n opinie wat hy het of 'n droom wat hy gehad het of 'n gedagte. Enige klein dingetjie wat vir jou lyk, hierdie is nou iets wat in teenstelling met die probleem 'n positiewe uitkoms is. Daardie is 'n unieke uitkoms en daai unieke uitkomste moet 'n mens aanteken en jy moet vir die persoon vra, gaan dink na oor elke unieke uitkoms wat ons vandag raak gesien het en geskryf hulle vir jouself neer en gaan sê, wat sê dit vir jou van jouself? Waar die persoon vroeër aan homself gedink het as die probleem,
dink hy nou aan homself as iemand wat besig is om sukses teenoor die probleem te begin behaal? So die ontdek van unieke uitkomste deur middel van die proses. Jy vra in hierdie proses, jong, toe die eerste keer by my gekom het, hoe het jy toe daaroor gedink? Hoe dink jy nou daaroor? Jy kan sien dat daar 'n progressie is, 'n verbetering is, 'n groei is. Jy vra ook vir 'n persoon in die gesprek verlede week, hoe het jy toe daarna gekyk? Hoe kyk jy nou daarna? Nou wat het gebeur in hierdie week dat jy nou anderster daarna kan kyk? En dan gaan hy unieke uitkomste vir jou uitlig. Ek het so en so en so gemaak. En dis hoekom ek nou 'n entjie gegroei het. En dis een van die plekke waar ek nog die meeste kan sien dat proses 'n baie dinamiese ding is. Dis iets wat ek reg gekry het. Ek sien dit ook as hoe die Here werk in iemand se lewe. As jy regtig 'n goeie poging wil aanwend om daai goeters te werk en jy vertrou die Here dat hy die pad saam met jou loop, as jy jou ooit vee, dan is daar 'n klomp unieke uitkomste wat gekom het wat jy self amper nie eers voorsien het nie. En in daai proses as jy vir hulle vra, hoe was dit toe? Hoe is dit nou? Wat het verander van daar af na hiernatoe? Dan kry jy sulke unieke uitkomste. Ons kan ook daarvan praat as turning points, as draaipunte in iemand se denkpatroon oor die probleem en oor die invloed wat die probleme in sy ware lewe het. So wanneer jy 'n kliënt help om 'n unieke uitkoms raak te sien, eerder as om dit vir hulle te sê, dan bemagtig jy die persoon om aan te hou in die proses om dit self te ontdek. Dis vir my verstommend hoe as jy in 'n terapeutiese proses baie direktief is, hoe as jy self antwoorde gee die hele tyd en jy die antwoorde gegee en volgende week vra jy en ek bedoel ons almal maak foute. As ek dit reg gekry het om baie direktief te wees en volgende week vra ek uit, dan sien ek daar was baie min in die proses wat gebeur het. Want hulle kan nie onthou wat is die uitkomste wat ek gegee het nie, maar as hulle dit self gegenereer het, as ek vrae gevra het wat hulle gehelp het om dit self raak te sien, vergeet hulle dit nie. En hulle hou aan om dit te vra. En dan het die proses 'n baie sterk impak in 'n persoon se manier van dink oor die probleem en die invloed van die probleem in sy ware lewe en sy invloed in die lewe van die probleem. So wanneer jy hierdie ding naspeur van unieke uitkomste, dan sien die persoon raak. Ek het 'n invloed gehad in die lewe van die jakkals en ek gaan nou op hom kos te gee en die oomblik as ek op hom kos te gee, dan word hy swakker en ek word sterker. Nou dwars deur hierdie hele proses is ons nog steeds besig om water uit die glas uit te gooi. By unieke uitkomste, hoe meer unieke uitkomste ons raak sien, hoe meer vind hulle uit wat is coke en wat is die goed wat ek moet beginne meer en meer doen. Partykeer as 'n persoon onseker is oor of 'n ding werk of nie werk nie, dan gebruik ek die ritueel wat ek noem gelyke ongelyke dae ritueel. Sê nou maar 'n persoon is geweldig onseker of sy in die huwelik moet aangaan of nie. Dan sal ek sê op al die gelyke dae van die week gaan jy jouself indink aan die proses van as die ding met my man herstel en ons is op 'n goeie plek, hoe sal dit wees? Op al die ongelyke dae gaan jy jouself indink in 'n situasie as die ding glad nie werk en ons moet skei, hoe gaan dit wees? Daai relatiewe manier van kyk help hulle om baie duideliker te word oor wat hulle keuses moet wees vorentoe. As sy volgende week terugkom en sy sê op al die ongelyke dae het ek heeltemal verlig gevoel. Op die gelyke dae as ek net gedink het daaraan om aan te gaan in verhouding met my man, het ek amper verstik. Dit het vir my gevoel asof alles donker word rondom my. Dan sê dit vir jou baie sterk oor wat die impak van hierdie probleem is wat dalk oor 'n hele klomp jare al kom. En hoe ver die ding gevorder het en wat die beste uitwerking gaan wees vir hierdie persoon om te neem.
En nou gaan jy nie vir haar sê, hoor hier, ek sien raak, jy moet nou maar skei nie. Jy gaan invra op daardie ritueel. Wat het jy beleef op die gelyke dag? Wat het jy beleef op die ongelyke dag? As jy al hierdie belewennisse van jou kyk, wat sê dit vir jou? Wat gaan jou keuse wees? Jy kan nie vir iemand 'n besluit neem nie. Hulle moet self die besluit neem. En dan gaan jy die beste moontlike oplossings begin genereer. So, ek het toe ek oorspronklik nou gedink het aan ek wil die narratief met mense deel, het ek gedink ons gaan baie interaksie hê, maar as 'n mens fisies teenwoordig is, dan het jy baie interaksie, maar wanneer ek so is dit amper net soos om 'n dosent te wees wat in 'n klas 'n lesing aanbied. En dit maak dat die ding baie vinniger gaan as wat ek gedink het dit sou gaan. So dis daar waar ek vanaand wou uitgekom het. En volgende week kan dit wees dat ons al amper die saak kan klaarmaak. En as ons dit dan nou nie klaarmaak en dan sal ons oorgaan na 'n 4de Dinsdag toe. Maar ek gaan nou volgende week gaan ons kyk na wat is die betekenis van unieke uitkomste. En ons gaan begin om 'n alternatiewe storie 'n naam te gee. Wat gaan jou alternatiewe storie se naam wees? En wat dit gaan beteken om dit so te doen, né? En ons gaan praat oor herinneringsgesprekke. Ons gaan praat oor terapeutiese dokumentasie. Wat is die werking daarvan? Hoe dit kan werk? Ons gaan praat oor terapeutiese briewe. Ons gaan praat oor rituele en feesvieringe. En ons gaan praat oor hoe om hierdie gesprek verder te vat. En ons gaan ook praat oor hoe kan buite getuienisse, ons praat daarvan in Engels as outsider witnesses, hoe kan dit jou help in hierdie proses om jou alternatiewe storie sterker te maak? So dit is wat ons dalk by volgende week gaan uitkom. En dan as daar weer vrae of iets by julle is, neem die vrymoedigheid en stuur vir my 'n vraag op WhatsApp en dan sal ek seker maak dat ons dit volgende week so hanteer. Ben, dankie. Kom ons hoor, is daar enige vrae op hierdie stadium wat iemand vir Ben wil vra? TC se hand is op. Hy's duidelik nog wakker in jou klas, Ben. Niemand het Okay. gesit slaap nie. Ja, ek is 'n nagwolf. Ja, Okay. nee, ek wil maar net vir Ben vra, dit is maar net so dat 'n ou met sekere mense eintlik in 'n sekere sin baie makliker samewerking kry wanneer hulle bereid is om bietjie kan ek maar sê huiswerk te gaan doen en jy weet hulle briewe te gaan skryf, die goeters wat uit so 'n gesprek uitkom en wat 'n mens graag wil hê hulle verder mee moet gaan. Maar daar's ouens wat maar baie traag is met hierdie tipe van goed en hulle kom nou maar net weer volgende keer kom hulle terug en dan het hulle eintlik ook nou maar op die ou end nie regtig bereid gewees om te gaan sit en skrywe nie. Nou goed, ek aanvaar party ouens wil ook nou nie regtig is ook nie regtig op ernstig op soek na 'n oplossing vir die uitdagings wat hulle het nie. Maar daar's sekerlik ook ouens wat maar traag is, wat nie graag hierdie tipe ding doen van skryf nie, wat dit nie lekker deel van hulle geaardheid is nie. En ek dink amper nou vandag met die sosiale media en die goed skryf ouens al minder, is dit sulke verskippertjie burgergoedertjies wat hulle skrywe. Hoe kan 'n ou met iemand werk waar jy hierdie tipe van traagheid het om regtig bietjie te gaan werk by die huis in terme van bietjie? 'n mens moet verskillende perspektiewe hê. Die eerste ding wat ek sou doen in so 'n situasie is om vir 'n persoon te vra, wat is dit wat hom verhoed het om te skryf? Dat ek uit in sy vel kan inklim en probeer agterkom wat dit is wat dit maak, né? Miskien sê hy, ek is nie goed met skryf nie. Miskien sê hy, man, jy weet in hierdie week het daar weer klomp goed gebeur dat my net laat voel dat ek wil eintlik aangaan met hierdie terapie nie. So jy moet invra oor hoekom daar nie geskryf is. As 'n persoon vir my sê ek skryf baie moeilik, dan sê ek dis dan reg, kom ons praat in hierdie sessie daaroor. En ek vra die vrae en jy antwoord hulle en ons kyk hoe kry ons daai verhaal
eers uitgespreek. Mm. Dan sal ek met ander woorde in die sessie die proses aan die gang sit, sodat hy uit my vrae uit kan leer wat ek eintlik vir hom vra. Dit gee hom 'n perspektief. Baie keer het hulle nie 'n koek en kloof wat het die ou nou eintlik gevra nie. Nee, jy's reg, ja. So gewoonlik as ek in 'n sessie vir hulle vra om iets te gaan doen, dan sal ek vir hulle sê ek gaan dit wat ek vir julle gevra het om te doen in 'n WhatsApp vir julle uitspel. Sodat as jy môre daarby uitkom, hoef jy nie terug te dink aan wat het Ben nou weer gesê nie. Dan kan jy die vraag weer lees en jy kan oormôre die vraag weer lees en jy kan aanhou om te probeer om die vraag te antwoord. Nou omdat ek dit so doen, as ek terugkom en sê ek, "Alraai, miskien het jy nie my vraag goed verstaan nie. Sê vir my, wat het jy verstaan uit die vraag uit? Wat het jy gehoor toe jy hierdie vraag gelees het? Wat het jy eintlik gehoor? Wat het jy verstaan daaronder?" En op daai manier 'n blinde kolle uit die pad uit te vat en 'n persoon te bemagtig om uiteindelik in daardie metafoor in te klim om die probleem aangespreek te kry en homself nie as die probleem te sien nie. Gewoonlik sukkel mense om in 'n metafoor in te klim en daarom hou ek daarvan om in die sessie self in die metafoor in te klim en uit die mond van die metafoor te praat. Nou wat sê die jakkals nou vir jou? Wat dink jy die jakkals vir jou gesê het toe jy nou in hierdie week wou skryf en jy kon nie skryf nie? Jakkals het vir my vertel ek kan nie eintlik skryf. Nee, baie dankie. Baie dankie. Ek dink jy gee rigting. Dankie. Ja. Dankie TC. Is daar dalk nog 'n vraag? Enige iemand wat dalk nog vir Ben 'n vraag wil vra? Ben, kan ek gou vir jou vra? Ja. Die feit dat ons die probleem eksternaliseer, Ja. Ontneem ons nie die persoon van die verantwoordelikheid vir die verkeerde keuses wat hy maak en so meer nie. Hoe antwoord jy daarop as iemand sê nee, maar hierdie eksternalisering goeders, dit verontskuldig net die ou wat droog maak? En dit is hoekom ek sê as jy by die dekonstruksie van die probleem kom. Maar in die eksternalisering vra jy wat is die invloed van die jakkals in jou lewe? En dan kan jy die jakkals beskuldig soveel as jy wil. Maar as jy by die dekonstruksie kom, dan vra jy wat is jou invloed in die lewe van die jakkals? Hoe gee jy die jakkals kos? En dan is dit vierkantig sy verantwoordelikheid. Want as ek toelaat dat die jakkals vir my vertel my vrou is koud, dan gee ek hom kos. Die oomblik as ek dit glo, gee ek hom kos. As ek sy kos wil wegneem, moet ek op ander maniere oor haar dink. En dit sit die verantwoordelikheid vierkantig terug by die persoon. Dankie. So eksternalisering is nog net die begin van hierdie proses. En dan moet jy begin praat oor die invloed van die jakkals en dan gaan jy praat oor jou invloed in die lewe van die jakkals en daar kry jy vierkantig die verantwoordelikheid binne by die persoon self uit. Maar nou is dit hy wat teenoor die probleem moet optree. Dis nie die probleem, hy is nie die probleem nie. Hy kan nou verantwoordelikheid vat om die probleem se kos weg te vat. As hy raak sien hoe hy hom gevoer het, dan kan hy die kos begin wegvat. Goed, dankie. Welkom.